Nou ja, ouens, soos wat ons elke jaar begin, dink ek vir die meeste van ons, is die eerste ding wat ons gewoonlik doen, is almal van ons het nuwejaars resolusies. Amen. Wie van julle dit suk is? Nou, ons almal weet al teen die tyd dat hulle hou gewoonlik net tot so die 10de Januarie. So die meeste van julle het julle sinne al gebreek, nê? Nee. Maar wat is die rede van 'n nuwejaarsresolusie? Hoekom doen ons daai goeders? Paul sê dis omdat dit 'n nuwe begin is, nê? Nee? Iemand anders? Dis vir 'n toekomsplan, nê? Nee? Ek het gehoor, jy voel skuldig oor jou foute, nê? Nee? Jy wil beter doen. Is ek reg? Presies. Nog iemand? So nou ek dink ons almal is op dieselfde bladsy wanneer dit by dit kom, maar my vraag aan jou volgende is, wat is jou nuwejaarsresolusie? Wat is jou voorneme wat jy het vir hierdie jaar? Kom ons hoor gou, wie van julle het sulke gemaak? Wie van julle het ernstige voorneme? Nie nou daai ding vandag ek wil 'n bietjie gewiggies afgooi nie. Ons het laas so 4 jaar terug was hier so oplewing wat ons hier onder mekaar gehad het waar 'n klomp mense gesê het ons gaan gesondheidsbewus leef en toe begin ons so beweging, ons het dit vetties vir Jesus genoem. Hy het ook nie lank gehou nie. So, maar wie van julle het regtig ernstige voornemens vir hierdie jaar? Goeders wat jy regtig wil by uitkom, wat jy wil bereik, wat jy wil behaal, is daar sulke mense? Het ek gesien. My ma sê sy wil nader aan Jesus beweeg. Gideon die voor wil 'n pastoor word. Julle gesien hoe mooi is hierdie man aangetrek vanoggend. Magtig. Ek het amper vir hom 'n preekbeerd gegee vanoggend, nê? So, nee. Kom ons hoor 'n bietjie wie nog. Wat se voorneme het julle? Janie? Janie sê hy wil meer siele wen vir die Here hierdie jaar. Wat nog? Meer dankbaar wees vir alles wat ons ontvang. Kom ouens, jy gaan die meeste van julle gaan net fluit. Woe, sy sê meer praat en minder doen. O, ekskuus, andersom, nee. Sy sê sy wil meer doen en minder praat. Eina. Sjoe, dis 'n goeie ene daai. Nog iemand? Manne, hier sou 'n goeie tyd gewees het om te sê ek wil my vrou liewer hê, of ietsie soos dit. Sakkie? God eerste te stel in sy lewe. Great, Steven. Meer dankbaar te wees vir wat hy vir ons doen. Die idee met dit is, en hoekom ek jou vra, dis die meeste van ons wat ons in hierdie tyd van die jaar doen is. En dis 'n samevoeging van al hierdie goeders wat julle nou gesê het. Dit gaan daaroor dat ons die goed wat belangrik is, die goed wat eintlik saak maak, wil ons eintlik hierdie jaar wil ons prominent maak in ons lewens. Is dit 'n goeie opsomming? Daar's 'n Engelse gesegde wat sê, die slim ouens praat daarvan, hulle sê keep the main thing the main thing. Sê so 'n bietjie vir iemand langs jou, jy gaan nou baie slim klink, jy gaan sommer sien ook. Sê vir iemand langs jou, keep the main thing the main thing. Maar nou is die vraag, what is the main things? Nee, dis 'n baie mooi gesegde, nê? Weer daar by 'n braai staan en gee vir die manne sê, manne, hierdie jaar hou ek die main thing. En 'n klomp van die ouens sê, ja, dis seker 'n mainsteen wat jy van praat, maar in elk geval. So ek wil jy met jou Bybel saam met my oopmaak by Spreuke 4. So ek gaan so 'n bietjie rondhop tussen 'n paar vertalings. What is the main thing? En ons gaan lees hierso van vers 1 af. Nou nog nie begin nie, hou vas. Ai man, myne blaai nou al om hom. OK. Spreuke 4. So die ou wat Spreuke geskryf het, sy naam was Salomo, nee. En Salomo se storie is dat toe hy as koning gesalf is, het die Here vir hom die geleentheid gegee om te vra net wat hy wou. En die Here het gesê hy sal dit ontvang. Onthou julle dit? Vra enigiets en jy sal dit kry. En daai jong man wat in die voetspore en in die skaduwee van die grootste konings van alle tye moes regeer, sy pa Dawid, het hierdie een versoek.
En hy sê, ek soek net een ding, en dit was wysheid. So hierdie volgende 3 boeke, Spreuke, Prediker en klaagliedere, Hooglied ook, maar dis die 4 boeke wat hy geskryf het, en binne in dit sien jy hierdie ou se fenominale insig, wat net deur God self aan 'n mens gegee kan word. Die kennis wat hy gehad het, die manier hoe hy situasies hanteer het, die wysheid wat God hom gegee het. Die Bybel sê vir ons, hy was die wysste man in die wêreld gewees. So ek weet nie van julle nie, maar ek dink ons sal slim wees om op te let na wat ook al so 'n persoon vir ons leer. Amen? I think that would be wise of us, to learn from the wisest man that ever lived. So kom ons hoor waarmee begin hy hierso. Hoor julle seuns na die tug van die Vader, en luister om insig te leer ken. Want ek gee aan julle goeie lering, verlaat my onderwysing nie. Want toe ek 'n seun was by my vader, teer en die enigste voor my moeder, het hy my geleer en vir my gesê, laat jou hart my woorde vashou, onderhou my gebooie, dan sal jy lewe. So dis wat Dawid vir hom geleer het. My seun, luister na wat ek vir jou sê, hoor my gebooie, luister daarna, as jy dit gehoorsaam, sal jy lewe. Sê so 'n bietjie vir iemand langs jou, dan sal jy lewe. Vers 5. Verkry wysheid, verkry insig, vergeet nie en wyk nie af van die woorde van my mond nie. Ek wil net daai vers 5 weer haal. Verkry wysheid, verkry insig, vergeet nie en wyk nie af van die woorde van my mond nie. Verlaat dit nie, dan sal dit jou bewaar. Kry dit lief, dan sal dit jou bewaak. Die beginsel van die wysheid is, verwerf wysheid, en verwerf insig deur alles wat jy besit. Hou dit hoog, dan sal dit jou verhoog. Dit sal jou eer as jy dit omhels. Dit sal 'n lieflike kraans gee vir jou hoof. Dit sal vir jou 'n suurlike kroon verskaf. Hoor my seun en neem my woorde aan, dan sal die lewensjare vir jou vermeerder word. In die weg van die wysheid onderrig ek jou, ek laat jou in die spore van opregtheid betree. As jy loop, sal jou tree nie belemmer word nie, en as jy hardloop, sal jy nie struikel nie. Hou vas aan die tug, laat dit nie los nie, bewaar dit, want dit is jou lewe. Kan julle hoor wat se klem plaas hy? Kan julle hoor hoe smeek hy? Hoe vra hy, asseblief, luister na wat ek jou leer. Maar nou wil ek vir jou die Engelse vertaling lees, want hy so bietjie meer beskrywend. Hierdie ou Afrikaans, die meeste van ons praat nie meer so Afrikaans. Maar hoor wat sê hy hier van vers, ek gaan net vir jou van vers 5 aflees. Get wisdom, get understanding, do not forget, nor turn away from the words of my mouth. Het jy ooit gehoor as jy met iemand praat en jy vra of hulle verstaan jy dit, dan sê vir hom, do you get it? En nou hoor jy Salomo sê, get it. Sê vir iemand langs jou, get it. Die opdrag is, kry dit. En om dit te kry, beteken jy moet dit gaan soek. It's something to be found. Dis nie iets wat net rond lê nie. Dis iets wat jy moet gaan soek. En hy gee die opdrag en hy sê, go and get it. Wat moet ek get? Get wisdom and get understanding. Sê so 'n bietjie wisdom and understanding. Vers 6, do not forsake her, and she will preserve you. Moet haar nie laat los nie, moet nie wegstap, nie wegloop van haar af nie. Dis nou van wysheid en van understanding, wisdom and understanding. Moenie van dit af wegloop nie, want dit sal jou bewaar. Dit gaan jou bymekaar hou. Vers 7, wisdom is the principal thing. Die vraag aan die begin was, what is the main thing?
Wat sê hy vir ons hierso? Wisdom, sê so 'n bietjie wisdom. Wisdom is the main thing. Dis waaroor dit gaan. Maar as ek nou vandag vir jou moet sê, gee vir my 'n definisie, beskryf vir my, ek weet nie, ek is bietjie oningelig, ek het in die bos groot geword, né? Verduidelik so 'n bietjie vir my, wat is wysheid? Want as jy nie weet wat dit is nie, wat gaan jy soek? As jy nie weet wat dit is wat jy moet gaan soek nie, dan gaan jy enige ding wat soos dit lyk, gaan jy gryp. You will get it, but you won't get it. Ek raak diep hier vroeg in die jaar, ek weet. Maar wat is wysheid? As jy vir iemand moet beskryf, hoe sal jy wysheid vir iemand verduidelik? Die fout wat ons maak is dat ons verwar wysheid met slimheid. Amen. Ons verwar wysheid met slimheid. Ons dink as iemand slim is, iemand verskriklik intelligent is, as hy 'n hoë IQ het, dan dink ons so 'n persoon is wys, en dis nie so nie. Ek ken van die slimste mense wat daar moontlik is. Maar kom ek sê, van die slimste mense is so dom soos grond. Hoekom kan ek dit sê? Jy is nou half dubbelsinnig. Want ek sien hoe dat slim mense dom besluite maak. Ek sien hoe dat slim mense dom goed doen. Dan sê dit vir my, daai persoon is nie baie wys nie. So wat is wysheid? As jy dit wil neerskryf, dan sal dit 'n goeie tyd wees as jy dit wil rekord, maar 'n maklike definisie vir die woord wysheid. Engels beskryf dit so mooi. Hy sê, wisdom is the ability to use knowledge correctly. Wysheid is die vermoë om kennis reg te gebruik. Wat beteken dit? Almal van julle het hierdie simpel dinge al gehoor in julle lewens. Dis ietsie wat iemand sê, maar is baie waar. Dis dat almal van ons weet dat 'n tamatie is 'n wat? Is 'n vrug. Dis kennis. Ek weet dit. Tamatie is 'n vrug. Wysheid is om te weet dat jy nie tamatie in 'n vrugteslaai sit nie. Dan moet ek dit weer sê. Okay? So kennis is, die tamatie is 'n vrug. Maar wysheid sê vir jou, daai tamatie pas nie binne in 'n vrugteslaai nie. En dis die verskil. The main thing is wisdom. So as die main thing wisdom is, dan beteken dit, wat Salomo vir ons sê is dat ek en jy moet die main ding, die hoofding is ons moet die kennis wat ek en jy al verkry het, moet ons begin om reg te gebruik. En kerk, dis waarmee ek wil begin hierdie jaar met jou is. Almal van ons wat hier sit, het 'n bepaalde kennis van en oor God. Amen. Almal van ons is al geleer oor God. Die vraag is, what do you do with that knowledge? Wat maak ek en jy met wat ons weet van God? Met wat ons al van hom geleer het? Jy kan al sit en vir my sê, Jesus Leon, jy is dalk verwaand om nou so met so breë kwas te verf en almal van ons sommer te veralgemeen. Maar die ding wat ek dit aan meet en wat die Bybel vir ons sê is aan ons vrug. Wat se vrug hang in ons lewens? Wat se vrug wys of ek en jy wyse mense is of nie? En hoor wat sê hy? Ekskuus tog, hoor nou wat sê hy? Verder in vers 7. Hy sê, wisdom is the principal thing, therefore get wisdom. Hoor nou wat sê hy? And in all your getting, get understanding. So hy sê wisdom, wysheid is die hoofding, dis die primêre ding, dis die ding wat die meeste saak maak. Hy sê, so as daai ding saak maak, and you have to go and get it, dan sê hy, in all your getting, sê so 'n bietjie getting, in all your getting, get understanding. En dis wat ek by jou wil los hierdie jaar. Want ons nuwejaarsvoorneme gaan gewoonlik oor wat ons wil kry. Dit gaan oor wat ons wil behaal. Dit gaan oor wat ons wil bereik. Dit gaan oor wat ons wil hê. Nou sê Salomo, in alles wat jy graag wil hê, en alles wat jy graag wil kry hierdie jaar, kry wysheid.
kry verstand. Begin om kennis te kry. Begin om te verstaan hoekom God sê wat hy sê. In all your getting, get understanding. So wat moet jou grootste nuwejaarsvoorneme wees? Get wisdom. Sê vir iemand langs jou, get wisdom. So as iemand jou hierdie jaar vra, as kind van God, en hy vra vir jou, hey, wat is jou nuwejaarsvoorneme? Wat wil jy hierdie jaar bereik? Dan moet jou en my woorde wees, I want to get wisdom. I want to get understanding. Dis iets wat jy moet gaan soek. Val nie net in die lug uit nie. En hoor nou wat beskryf hy vir jou. Wat gaan die gevolg van dit in jou lewe wees? Hoor wat gaan die gevolg in jou lewe wees as jy luister na hierdie woorde? Wat gaan met jou gebeur? Vers 8. Exalt her and she will promote you. Wie van julle sal almal graag 'n promotion hierdie jaar wil hê? Kom nou. Ons almal jaag promotions in ons werke dan. Party soek promotions in hulle rankings, nê? Nee. Kom nou, wie van julle almal soek promotions? Wie van julle sal 'n beter geleentheid wil kry? Wie van julle sal 'n beter salaris wil verdien? Kan ek daai hande sien? Jesus, julle is die nederigste mense wat ek ken. Nê? Nee? Dankie. Dankie jong man. Ek sien is 'n jong man wat nog ywer en durf het, nê? Nee? So ouens, hy sê as ja, bewaar. En hier is nou sommer ietsie wat ek net so wil ingooi. Julle hoor hy praat van wysheid in 'n vroulike term. Iemand hier die hele oggend net vir dit gesit en maar. En dit is verskriklik belangrik om te weet hoekom gepraat hy van wysheid in die vroulike term, in die vroulike vorm. En soos wat julle as julle ooit moeite doen en julle lees die Spreuke, dan gaan julle dit sien, maar wysheid, die idee van wysheid is dat dit daar is om jou te dien. Hy amen, 'n bietjie laat deurgekom. But the idea of wisdom and why we should use it, en hoekom ons dit moet najaag, is dat dit is daar om jou te dien. Dis daar om die lewe vir jou beter te maak. Nie noodwendig makliker nie, maar beter. En dis hoekom, as hy in die vroulike vorm praat, want wat is die funksie van 'n vrou? Helper. Sê so 'n bietjie helper. Is daar om ons te help. En die kennis wat ons kry is veronderstel om ons te help. Net gou die punt huis toe slaan wanneer dit kom by hierdie ding van om kennis reg te gebruik. So ons het in Afrikaanse taal het ons so 'n woord wat sê kennis is mag. Ons het dit al gebruik, nê. En dis nie die waarheid nie. Dis nie die waarheid nie. Dis die toepassing van kennis wat vir jou mag gee. En weer eens die vraag is, wat doen ek en jy met die kennis wat ons het? Hoor wat sê Salomo van wat gebeur met jou wanneer jy in all your getting, if you get understanding and wisdom. Hy sê, exalt her and she will promote you. She will bring you honor when you embrace her. She will place on your head an ornament of grace. A crown of glory she will deliver to you. Hear my son and receive my sayings. Sê vir iemand langs jou, listen my son. Okay, luister. Luister na my woorde. And the years of your life will be many. As jy 'n lang lewe, 'n voorspoedige lewe wil hê, luister, kry wysheid, kry verstand. Nee? Hy sê, I have taught you in the way of wisdom. I have led you in the right paths. When you walk, your steps will not be hindered. Wie van julle sal like om deur hierdie jaar te gaan sonder om oor jou eie voete te val? Ons het klaar gemaak laas jaar, toe praat ek so 'n bietjie oor finishing strong. Onthou julle, toe wys ek vir julle daai video van daai meisietjie wat net so voor die eindstreep oor haar voete gestruikel het. Hy sê hierso, as ons wysheid soek en ons reageer op daai kennis wat ons het, hy sê, sal jy nie hierdie jaar oor jou voete val nie.
Ouens, die kere wat ek die hardste geval het op my gesig, is die kere wanneer ek slim was. Is die kere wat ek geweet het wat God vir my sê, wat ek moet doen, hoe ek moet optree, maar ek het gekies om te doen soos ek wil. Is daar sulke mense? Wie van julle like om te doen wat jy wil? Emiel, jy kan al 2 hande opsteek. Kom nou, ouens. Die meeste van ons like om te doen wat ons wil. Of ons doen wat ons voel. Ons gaan op ons gut. Hoeveel van ons maak nie kritiese besluite in ons lewens? En ons baseer dit op 'n gevoel nie. Baie van ons sit in huwelike. Baie van ons is deur huwelike. Omdat ons 'n maatjie gekies het, omdat ons gedink het en gevoel het, dis die regte ene. Want jy het gedink is 'n catch. En almal het jou vertel hoe gelukkig is jy omdat jy met hierdie mode poppie by die huis aankom. Of almal het vir jou gesê, dames, dis 'n Don Juan daai. Joe. En dan het jy nooit gegaan op wat God se standaarde is vir wat jy 'n lewensmaat voor moet kies nie. Dan wonder ons hoekom ons goed uitmekaar uitval. Hy sê, and when you run, you will not stumble. Ouens, ek is moeg om deur die lewe te stumble. Ek is moeg om van die een krisis en van die een teleurstelling na die ander ene te strompel. Ek is moeg daarvoor. Ek wil op 'n plek in my lewe kom waar as ek hardloop, wil ek hardloop met purpose. Ek wil actually uitkom waar ek moet wees. En ek wil heel daar uitkom. Ek wil heel daar uitkom. Ek wil nie stikkend en uitmekaar uitgeskeer word nie. Ek wil heel daai kant uitkom. En dis wat hy sê met jou sal gebeur. You will not stumble. Take firm hold of instruction. Do not let it go. In ander woorde, wat jy geleer word, ouens, hou vas aan dit. Hou vas aan dit. Ek kan so nou en dan nogal simpel raak en raak ek so 'n bietjie nostalgies. Kan ek verskriklik te verlang na die goeie ou dae. Is daar nog sulke mense, nê? Nee? Verlang na lekker tye, goeie tye toe die lewe makliker was. Jy weet, jy op skool was en jou pa nog vir jou gesorg het. En ek praat baie met my kinders daaroor. En in die oomblik verstaan jy dit nie altyd nie. Maar as daar een ding is wat 'n kind haat, is dit 'n pa of 'n ma wat vir hulle preek. Wie van julle kan dit onthou? Bokkie, nê? Dis niks aaklig as 'n ma of 'n pa wat die hele tyd vir 'n kind preek nie. En jou vrou ook nie. Karen choke my eendag, ek is besig om vir iets te sê vir my, luister hier, jy's nie my pastoor nie. Ja, okay, ek toets maar net, jy's my klankbord, dis maar eintlik al, maar weet jy wat besef ek later in ons lewens, en almal van ons wat al redelik volwasse is, het al hierdie woorde gesê. En dit is dat, ek onthou wat my pa my geleer het. Vandag besef ek van die waarde van daai preke wat hy vir my gegee het. Op daai oomblik was dit nie lekker nie. En as ek nie geluister het, het ek aan my stert gevoel wat die gevolge was, omdat sy predikasie vir my 'n irritasie was. Maar vandag besef ek, soveel van die dinge wat ek in my lewe doen, soveel van die suksesse wat ek het, en my pa was nie 'n intellektuele wese gewees nie. Maar die lesse wat ek by hom geleer het oor die lewe, is die goed wat my vandag 'n suksesvolle man maak. Want ek het besef wat die waarde daarvan is. En dis hoekom ek, as hy sê, hou vas aan hierdie lering, dan wil ek vir jou sê, boeties en sissies, dis tyd dat ons moet vashou aan die lering van God in ons lewens. You cannot afford to let it go. Jy kan nie. Jy kan nie vir een oomblik bekostig om jou grip te los op hierdie leringe wat God vir ons gee in sy woord nie. Hoekom? Want as jy hierdie lees, dan sien jy, want hy wil hê dit moet goed gaan met jou. Take firm hold of my instructions, do not let it go. Keep her, for she is your life. She is your life. Luister na my woorde. It is the main thing. Dit sê Salomo vir ons.
En nou wil ek jou na so 2 plekkies toe laat spring, dat jy net gou saam met my kyk, om te sien, hoe lyk dit in die praktyk? Hoe lyk dit as hierdie die myn ding in jou lewe is? Wat gaan met jou en met my gebeur? Wat sê Jesus? Hierdie is Ou Testament, Nuwe Testament. Wat sê Jesus vir ons hier omtrent? Blaai gou saam met my na Matteus 7 toe. Matteus 7 hiervan vers 24 af. Ek gaan hierdie vinnig lees, ouens. En julle almal ken hierdie gedeelte verskriklik goed. Hy sê, therefore, whoever hears these sayings of mine and does them will be likened to a wise man. Wie praat hierso? Jesus. Sê vir iemand langs hier is Jesus. Jesus praat hier. Hy sê, wie ook al nou na hierdie woorde van my gaan, ek kan nie hoor nie, luister. Klink dit vir jou dieselfde as wat Salomo gesê het? Nee? Hy het geluister na sy pa se instruksies, nou sê hy vir sy kinders, luister julle nou na my instruksies? Nou sê Jesus, as jy luister na my woorde, hoor wat gebeur dan met jou. Hy sê, I will liken him to a wise man. Sê so 'n bietjie wise man. As jy luister na my woorde, gaan ek jou met 'n wyse mens vergelyk. Who built his house on the rock. Die wyse man bou sy huis waar? Op die rots. En hoor nou wat gebeur as jou huis op 'n rots gebou is. And the rains descended, and the floods came, and the winds blew and beat on the house, and it did not fall. Dit klink amper soos die wolf van die 3 varkies, nê? Nee. Ek sê nou hierdie geskryf het en gesê het, hy het gehaf en hy het gepaf. Hoekom het daai huis bly staan in die aangesig van al hierdie goed wat aangestorm het? Want hy is op die rots gebou. Want wysheid sê vir jou, die kennis wat jy gekry het, is dat vir jou huis se mure om te staan, sodat dit nie wankel nie, moet jy 'n sterk fondasie hê. As jy nie 'n sterk fondasie het nie, wanneer die issues kom, wanneer daar aardbewings is, wanneer daar grondverskuivings is, wanneer daar baie reën is, dan skuif die grond onder jou muur en jou huis kollaps. Dis kennis. Nou moet ek die wysheid hê om te weet, maar ek moet op die regte tipe fondasie gaan bou. Kan nie net enige fondasie gebruik nie, die regte tipe. En hier sê Jesus, die regte tipe fondasie is 'n rots. En hy sê, as jy luister na my woorde en jy doen dit. As jy doen wat ek vir jou sê, sal jou huis staande bly. Hoor wat is die teendeel van daai? But everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. Hoor wat gebeur met daai huis? Hy het sommer enige plek gebou. And the rains descended, and the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it fell. Hoor wat is die volgende sinnetjie? And great was its fall. My vraag aan jou vanoggend is, wil jy in 2026 staan, of wil jy val? Want jy moet verseker weet, ek en jy as kinders van God, vir ons wat die kennis het,
Vir ons wat weet wat Christus vir ons vra om te doen, wat ons aan gehoorsaam moet wees, wat vir ons leer. Vir ons wat nie ag slaan op dit nie, in ander woorde wat dit nie doen nie, ek en jy gaan nie net val nie. Die wêreld val net. Wanneer kind van God wat die kennis het, wat hy by Christus gekry het, kies om dit nie te gebruik nie, your fall will be great. Ek kry hoendervleis. Hierdie week het daar 'n verskriklike ding weer uitgekom in ons Christelike gemeenskap. Een van die grootste outeurs, Christelike skrywers in die wêreld, 'n man met die naam van Philip Yancey. Hy het 50 miljoen boeke al verkoop. 50 miljoen. Hierdie oud van die beste materiaal geskryf. Ek het as 'n jong man het ek sy goed opgeslurp, want hy het so raak geskryf. Hy het boeke geskryf soos The Jesus I Never Knew. Hy het boeke geskryf soos Where's God when it hurts. Hy het boeke geskryf so I don't want to go to church anymore. Ek meen hierdie oud het so raak geskryf. Fenominale leraar. Hy is 76 jaar oud. Hy is so oud soos my pa. Hierdie week het hy 'n belydenis gemaak dat hy vir die afgelope 8 jaar betrokke was in 'n buiteegtelike verhouding met 'n ander getroude vrou. Hy en sy vrou is 55 jaar lank getroud. Hoekom noem ek dit vir jou? As iemand in die wêreld so fout begaan het, dat dit sleg gewees het, mense sou 'n bietjie genok het en dit sou oorgewaai het. Maar hierdie ou, omdat hy kind van God is en omdat hy weet wat die waarheid is, en omdat hy in daai aspek van sy lewe op die sand gebou het en nie op die rots nie, toe hy val, was sy val groot. Die tragedie wat dit in die Christelike wêreld veroorsaak. Mense wat sy goed gelees het, mense wat aan hom geglo het, wat hom gevolg het, daai mense se geloof is geskit. Weet jy hoe aaklig moet dit wees, die versoeningsbrief wat hy skryf, die verskoning wat hy moet maak aan die publiek. It is with a heavy heart that I have to make this confession. Nie vir sy vrou en sy kinders nie, vir die hele wêreld, voor die hele wêreld, moet hy hierdie woorde gaan neerpen. I have sinned against my wife and I have sinned against God. Donkie jare terug was daar 'n kragtige prediker met die naam van Jimmy Swaggart. Die meeste van julle het hom geken. Jimmy Swaggart het hierdie selfde fout gemaak. En sy val was groot geweest. Want hy moes voor 'n hele wêreld, moes hy 'n belydenis maak op die TV. En hy moes sê, my God, I have sinned against you. I have sinned against my wife. Ouens, mense, they don't recover from that. En dis hoekom ek jou vanoggend wil waarsku en ek wil vir jou sê, my boetie en sussie, wil jy staan in 2026 of wil jy val? En as jy dink dis ligsinnig en jy dink as ek val gaan ek weer opstaan, wil ek vir jou vanoggend sê, pas op. Pas op, because you might not get back from that fall. Pas op, want jou val gaan dalk groot wees. Hoekom? Omdat jy beter geweet het. Jy het gehoor wat Jesus jou geleer het, but you made a conscious choice not to act on it. You are foolish. You are foolish. Wil jy hierdie jaar 'n dwaas genoem word? Of wil jy daai erkenning kry van, daar's 'n wyse man. As jy wil weet hoe om besluite te maak, as jy wil weet hoe om gehoorsaam te wees, as jy wil kyk hoe lyk iemand se huis wat op 'n rots gebou is. Nie omdat hy ontneem was of in die afwesigheid van teenkanting nie, maar juis in die midde van die storms, van die vloede en van die winde. Boy, oh boy, daai ou se huis het bly staan. Dis waar ek wil wees. Amen. But the only way that will happen is if you make wisdom the main thing. As jy die ding wat die meeste saak maak, as jy dit soek met alles, in all your getting, get that wisdom. Kry dit wat Jesus vir jou leer. Soek dit en pas dit toe in jou lewe hierdie jaar. Met alles wat jy het. Spandeer jou tyd, spandeer jou geld, spandeer jou energie, alles wat jy het, spandeer dit om daai te kry. Daai kennis en dan te vra, Heilige Gees, help my hoe om dit reg toe te pas hierdie jaar, sodat my lewe staande kan bly,
sodat ek heel deur 2026 kan kom. Here, sodat my huwelik staande kan bly, sodat my kinders staande kan bly, sodat dit met my finansies goed kan gaan, Here, sodat dit met my gesondheid goed kan gaan. Dis wat ek wil wees. I want to stand. Hierdie jaar wil ek staan, ouens. Natuurlik gaan die storms kom, ons weet dit. Mosselbaai is 'n verskriklike goeie beskrywing. Net omdat dit 'n nuwe jaar is en omdat mense goeie voornemens maak, ouens, weer dit nie die storms van die lewe af nie. Die lewe neem nie notisie van jou voornemens nie. Hy neem dit nie in ag nie, hy kry jou nie jammer nie. That's life. Dis wat Jesus vir ons gesê het. Ons sal teenkanting hieronder hê. But how do you stand strong? Hoe staan jy sterk wanneer jou huis besig is om af te brand? Wanneer jou hele buurt besig is om in pyn gelê te word deur vlamme? Hoe staan jy wanneer jy jou pappie moet begrawe hier in hierdie tyd van die jaar? Hoe staan jy wanneer jy hierdie jaar dalk finansiële uitdagings gaan hê? Hoe gaan jy die finansiële uitdagings wat jy het, how are you going to deal with it? Are you going to lean on your own understanding or are you going to lean on the knowledge of God? Gaan jy die kennis wat God vir jou gee gebruik om jou finansiële uitdagings hierdie jaar mee te fight? Ons huwelike. Hoe gaan ek en jy keer dat dieselfde ding nie met ons gebeur het soos wat met daai groot man van God gebeur het nie? Wat gaan ons doen? Gaan ons die konvensionele wysheid van hierdie wêreld gebruik? Wat sê? Happy wife, happy life? Gaan ons sê, maar weet jy wat, ek gaan hierdie jaar net so 'n bietjie meer van jou belangrike datums onthou. Ek gaan Valentine's onthou, ek gaan jou verjaarsdag onthou en ek gaan ons huweliksherdenking onthou. Gaan jy so nou en dan net 'n paar bosse blomme stuur vir haar? Manne, of gaan jy die wysheid of die kennis wat God vir jou gegee het, wat sê, dat manne, julle moet julle vrouens lief hê soos wat Jesus die kerk lief gehad het. Dis hoe jy jou huwelik red. Dis hoe jy op jou huwelik bou. Dis hoe jou huwelik staan, is wanneer jy daai kennis van God se woord prakties toepas. Wanneer jy dit gebruik. Dames, Zelda? Vrouens, wees in alles aan julle mans onderdanig. Kan ek 'n amen hoor, mans? In ander woorde, dames, wees hierdie jaar jou man se helper. Don't give anyone else the opportunity to fill the gap that you are supposed to occupy. Moenie laat iemand anders handjie bysit nie, dames. Moenie dat iemand anders daai slek optel nie. You be there. God het jou die krag gegee, het jou die vermoë gegee, dis jou calling, dis binne in jou DNA, dis hoekom julle soveel tawer as ons is. Magtig, julle kan amen sê, dames, regtig. Ek veg vir julle hier. Ek kry 'n ou kopseertjie, dan gaan lê ek op die bed en dit lyk asof ek in die ICU moet gaan land. Karen moet elke 10 minute my voorkoppie kom week met 'n ou nat handdoekie. Ek sien al die wit lig. Kom ek by die dokter en sê vir my magtig, drink net 'n grandpa. Vrouens, kies hulle moet die babas groot maak, hulle moet voed, hulle moet die huis skoon maak en dan moet hulle na die grootste baba in die huis omsien wat ek is. They tough, they mean. Hulle kan dit, die mean is dalk nie die regte woord nie. Tough moet ek net dalk by bly. They get mean, but they not mean, hè. But they get mean because we do not lead them. Manne, ons vrouens raak keelvol en hulle raak moeg en hulle raak op met ons, want ons lei nie. Ons lei nie as manne van God nie. Ons loop nie voor as manne van God nie. Hulle moet ons lek, hulle moet ons smeek, hulle moet met ons karring, ons gedra ons soos kinders, man. En dan wonder ons waar die duiwel inkom en waar hy die gap kry om te kan kom steel, roof en slag. Manne, ons vrouens soek manne van God. Dit beteken jou soeke, in all your getting, husbands, men, in all our getting, we must get understanding.
Begin om te leer om te verstaan, wat sê God? Hoe moet jy as 'n man van God leef? En die waarheid is, die meeste van ons weet het. But we choose not to do it. En dan wonder ons, hoekom ons huise op sand gebou word. Dan wonder ons, as hy storms aangerol kom, hoekom stort ons huis in duie? Nie met my hierdie jaar, ouens. Ek is nie verwant en arrogant omdat ek dit sê nie. Ek het 'n besluit gemaak om te sê, in all my getting, this year I will get wisdom and I will get understanding. Hierdie jaar is die main thing vir my, die principal thing vir my, is om wisdom te kry. Is om dit te doen, die kennis wat ek het van God, om dit reg te begin toepas in my lewe. Om dit op die regte manier te doen, om dit op die regte tyd te doen, en om dit op die regte plek te doen. That will be the main thing for me this year. Amen. En as dit jy is, en as jy sit en jy sê, Dion, ek besef, my nuwejaarsvoorneme is all over the place. My nuwejaarsvoorneme is baie vleeslik. My nuwejaarsvoorneme is baie gefokus op die goed wat vir my lekker is en wat vir my belangrik is. Dan wil ek jou vanoggend vra, miskien moet jy so 'n bietjie recalibrate. Jy moet vanoggend miskien so 'n bietjie jou waardes moet jy dalk so 'n bietjie vanoggend hersien. En kind van God, miskien is dit tyd dat ons moet begin om ons waardesisteem in lyn te kry met ons Pa se waardesisteem vir ons. Hoekom? Sodat dit met jou goed kan gaan. Sodat jy eer kan kry. Sodat wanneer jy loop, jy trip nie, wanneer jy hardloop, dat jy nie struikel nie. Dat hy jou gaan oplig. Hy sê wanneer ons hy wysheid soek, dan gaan dit jou oplig. Mense gaan jou eer, mense gaan dit raak sien. Dis waar ek wil wees hierdie jaar. En as dit jy is, dan vra ek jy om saam met my te staan asseblief.